Welkom terug, is nou tyd vir jou sport en dit is natuurlik saam met die man wat op al meer sportbijeenkomste kommentaar gelewer het as wat daar verskonings is om gym toe te gaan. Hy is ook die stem wat 'n rugby skram in 'n Shakespeare omskep. Dis niemand anders dan as Milords and Gentlemen's Arnold Geerts. Wow, groot prys. What an Ja, dis die eerste keer in my lewe dat ek met Shakespeare vergelyk word. Ek is dankbaar. Lots on the go on the sport this weekend. There is indeed. So the Proteas in the second test, remember we won the first one quite handsomely, and Sunaran Mutasami, the most unlikely man that you'd think would score 100, did it yesterday for South Africa when we really needed him. En dan 'n skitterende toetsbeste, 93 van 91 van Marco Jansen af, het Suid-Afrika volle beheer van die tweede toets gegee in Indië, toe hulle indrukwekkende 489 almal uitgemaak het op die tweede dag tussen Guwahati. Indië was 9 sonder verlies oornag. En as ons gou kyk wat hulle doen op hierdie stadium, dan is dit vir my duidelik dat ons effens in die moeilikheid is. Hulle het, soos ek gesê het, begin kolf op 9 sonder verlies, dit is nou 65 sonder verlies. Kai Al-Rahul is daar op 22 van 62 af en Yashasvi Jaiswal 42 van 67 af. So 'n goeie, daar is dit nou net 65 vir 1. Daar is hy net toe ons kyk. So, nou ons het ons eerste paadjie en dis bitter belangrik. Ek dink op die ou einde, ons moet net bestendig bal. Dis nie die kolfplat, dit help beslis nie die bowlers op hierdie stadium nie, maar terselfdertyd, hulle het al 10 ons paadjies gekry. So ons moet net vasbyt wat ons kan. Maar weer eens, Mutasami was absoluut briljant met die kolfwerk. Dit was asemrowend om na te kyk in soos ek sê, die laaste ou wat jy verwag het, sou dit doen. Ja. Dan, kom ons praat motorsport. Kan jy dit oorvertel? Wat gaan aan? Ek sê altyd aan die begin van elke jaar, Raz, ek weet, hierdie jaar, een of ander tyd, gaan ons iets sien wat ons nog nooit van tevore gesien het nie. Hier is dit toe nou, so kampioenskap voorloper Lando Norris en sy McLaren spanmaat Oscar Piastri is gister na die Las Vegas Grand Prix gediskwalifiseer vir tegniese oortredings. Daar's na die wedren bevind dat die glyblokke op beide motors minder as die minimum diepte was. Norris het tweede geëindig agter Red Bull se titeljagende Max Verstappen met Piastri in die 4de plek. Die diskwalifikasie beteken dat Norris nou net 24 punte voor beide Piastri en Verstappen is voor die voorlaaste wedren van die seisoen in Qatar volgende naweek, wat natuurlik 'n naloop insluit. Met 'n maksimum van 58 punte beskikbaar in die laaste 2 Grand Prix kan Norris die titel in Qatar wen as hy 2 punte meer as beide Verstappen en Piastri oor die naweek verdien. Maar weer eens, hoe skryf jy dit? Jy kan dit nie in 'n teks skryf in Hollywood nie. Yeah. It's amazing to me because, I mean, this is not the first season that McLaren is participating in the Formula One. So are they trying to just jippo things and kind of see, just kom ons ry daai lyn net so bietjie te veel, and then someone will go and say, oh, check those blocks, it wasn't correct. But the thing about it is, I think the cars go into Parc Fermé and they check everything in any case, so you know you can't get away with it. You must know, and maybe they erred. Maybe they just made a mistake. That's also possible, you know, and is that the beauty of the drawback of us humans? We make mistakes, isn't it? That's like a multi-million pound mistake that someone made yesterday. It is. And it could cost someone a championship that they worked hard for all season long. So, and the interesting thing is, it's both cars. It's both of them. So they knew about this, unless they took their measurements wrong or something like that. I think as a driver, I'd be so frustrated because those two, obviously, they got their own issues with each other. Yeah. But the team's done really well this year in terms of like just winning together. And now this has left such a bad taste in them. If I was a driver, I'd be so nar. And here's another thing that one must remember. In these scenarios, the two camps, if you like, within the team. They have been so equal. They've chosen people that have made both drivers so very good at what they do. So there's very little to choose between the two of them. And you've got to try and keep it like that and that dynamic. And that's an interesting thing to handle on top of it. Now this goes into the pot and stirs things up even more. Maar veral met die Formule 1, ek dink dit is so tegniese storie en daar is soveel geld betrokke, dat daai ouens regtig vir elke milliliter of millimeter of dit of dat, en onthou julle met die dokumentêr wat daar was op televisie, so reeks, daai ouens is regtig pedanties oor, luister maar, ons wil weet, hoekom gaan daai ouens skielik so vinnig, en dan begin hulle krap, so presies dit, hulle goedjies moet so reg wees, ek weet nie, hierdie human error story, ek
kan It nie is not gou aan fine. dit. Ek hoor jou. En dan laastens, ons kan nou lekker praat oor die Ire. Ek wil daarom net twee dinge sê. Ek dink die Ire het soos die 4de beste span in die wêreld gespeel. Ek het net gedink ek sal dit ingooi. En dan natuurlik Malcolm Max wat die 15 speler van die jaar gewen het. Kyk net na hierdie pragtige prentjies. Hierdie is my regtig baie mooi want ek dink op die ou einde, as jy nou kyk, so hier's Victor Matfield wat nou inkom en met die ouens kom gesels en vir hulle verduidelik. Maar Max is die dubbele wêreldbeker kampioen wat Saterdag die 4de Suid-Afrikaner geword het wat as die wêreldbeker 15 speler van die jaar gekroon is in 'n historiese geleentheid vir SA Rugby met twee ander bokke wat die toekenning vir die eerste keer in die geskiedenis agtereenvolgens gewen het. Max se spanmaat en mede-genomineerde Pieter Steff de Tooy het verlede jaar die eerste Suid-Afrikaner geword wat die titel vir die tweede keer in die geskiedenis geword het. Die 31-jarige haker wat hierdie seisoen 'n sleutelfiguur vir die bokke in die lynstaande en skrums by die afbreekpunte en in die algemene spel was, het die toekenning vir die eerste keer veroorweer nadat hy saam met sy spanmaats de Tooy en natuurlik 2019 wêreld rugby speler van die jaar, sowel as Oxen Che genomineer is vir die wêreld se mees gesogte speler toekenning. En dit is vir my so mooi dat Victor Matfield nou 'n kans kry en dat hy hierdie kon oorhandig in die kleedkamer na Ierland se wen. En kyk net hoe hierdie is my die mooiste. Hoe gelukkig almal anders is vir hom. En onthou nou hierdie ouens is tot 'n mate toe in kompetisie met hom vir die tipe van dinge. En dis wonderlik. Hulle was almal oorstelp van vreugde vir hom. En dan natuurlik ek moet bysê hulle jol nou net. So uit vinnig 'n paar ek weet nou nie wat dit was nie, maar ek sou aanneem dis 'n paar goues wat hy weggeslaan het. Julle sal sien as ons daarby uitkom. Maar jy weet, hier's 'n interessante ding van Malcolm Max. Hy oefen nooit sy skouers in die gimnasium nie. Hy doen nooit enige skoueroefeninge nie. Hy kry al sy oefeninge met al die bekers wat hy optrek. You had me there, Arnold. You had me there. But you know what? I think it's so great that the World 15's Player of the Year comes from the number one team in the world. I mean, who else would you want? And on top of it all, the other two nominees, so there were 4 nominees and 2 others. So the 3 out of the 4, 75% of those players and nominated by their peers. Yeah. That's what's amazing for me. Beautiful. It was just wonderful. And then to talk about the Irish win, it was absolutely brilliant. We just smothered them from beginning to end, and that was that. Thank you very much for coming. See you next year. First win in Dublin since 2012. Very, very impressive. Baie dankie. 13 jaar later. Dit is dan nou jou sport vir nou. Bly ingeskakel want net hierna is dit tyd om te kyk na jou geldsaake en hoe die G20 Suid-Afrika gaan affekteer soos wat ons vorentoe gaan. Jy kyk goeiemôre, good morning, bly net waar jy is.